In vandag se les gaan ons kyk na graad 8 eksponente. So die eerste ding wat ons nou wil kyk is enige getal wat voor my x of my y of my m of enige ander letter staan, noem ons die koëffisiënt. Die x, y, z wat ook al hulle vir ons gee, dit is altyd ons veranderlike en die ding daarbo noem ons dan die eksponent. Okay, hulle kan dit ook vir ons so gee. In hierdie geval is hierdie my grondgetal en hierdie bly nog steeds my eksponent. Okay, so daar's 'n paar wette wat ons moet volg en die heel eerste wet wat ons nou gaan kyk is wanneer ons maal. So wanneer ons met mekaar maal, gaan jy altyd jou heelgetalle, ander woord vir jou heelgetalle is jou koëffisiënt. So jou koëffisiënte kan jy met mekaar gaan maal, maar jou eksponente moet jy gaan plus. Okay? Jou grondgetalle mag nooit met mekaar maal nie. So as ons gaan kyk na hierdie eerste ene, daar's 'n 2 hierso en 'n 2 hierso, wat beteken dit is 'n grondgetal en nie 'n veranderlike nie. So hoe ek dit gaan aanpak is presies dieselfde. Ek gaan die eksponente met mekaar gaan plus. So my finale antwoord is 2 tot die mag 7. As ek gesê het 2 maal 2 is 4 en 3 plus 4 is 7, sou ek verkeerd gewees het, want ek mag nie die grondgetalle met mekaar maal nie. In die volgende voorbeeld het ons net veranderlikes. So al wat ek gaan doen is ek gaan net al my eksponente by mekaar gaan plus, wat beteken my finale antwoord is a tot die mag 14. Met hierdie ene, weer eens gaan my finale antwoord 'n b hê, maar ek moet 'n 1 hierso gaan inteken, want daar's op die oomblik niks nie, en as ek dit gaan ignoreer, gaan ek 'n fout maak. So dan moet ek net al my eksponente by mekaar gaan plus, so dan is my finale antwoord b tot die mag 6. In hierdie voorbeeld het ons koëffisiënte. So onthou ek het julle geleer, koëffisiënte kan met mekaar maal, so ek gaan sê 2 maal 3, en dit gaan vir my 6 gee. Ek gaan dan sê my x'e moet met mekaar gaan plus, omdat dit 'n maalsom is, so dit beteken my finale antwoord is 6x tot die mag 7. So weer eens net om seker te maak ons verstaan die verskil tussen 'n grondgetal en 'n koëffisiënt. As ons weer gaan kyk na hierdie ene hierso. Die getalletjie het die eksponent. Dit is hoekom hy 'n grondgetal genoem word en ons kan grondgetalle nie met mekaar maal nie. Maar as ons gaan kyk na hierdie voorbeeld, het hulle nie eksponente gehad nie. Dit beteken hierdie is koëffisiënte en ek kan hulle wel met mekaar maal. In hierdie voorbeeld het ons 'n negatiewe getal hierso en 'n positiewe getal en 'n minus maal 'n plus gee vir my minus, so ek begin altyd met my teken. Die 3 en die 5 is beide koëffisiënte, want hulle het nie enige eksponente nie, so dit beteken ek kan hulle met mekaar gaan maal om my antwoord daar te sit. En nou het ek meer as een veranderlike. Ek het 'n a en ek het 'n b. Ek wil net gou vir myself 'n 1 gaan inteken by al die veranderlikes wat nie 'n eksponent het nie. Soos wat julle gewoond raak aan die somme, sal julle dit obviously nie meer wil doen nie. Julle gaan dit net kan sien. Maar vir nou is dit okay om dit aan te dui. So wat ek nou moet doen is ek moet al die a's se eksponente by mekaar gaan plus. So dan kry ek a tot die mag 3. En ek moet dieselfde doen met die b. So 1 plus 3 gee vir my 4. En daar is my finale antwoord. Okay, weer eens,
het ons 'n koëffisiënt hierso en 'n koëffisiënt daarso, so ons kan daai twee met mekaar maal, dan kry ons 12. My x'e kan ek bymekaar gaan plus, so 2 plus 2 gee vir my 4, en my y's kan ek bymekaar gaan plus, 3 plus 5 gee vir my 8. En daar is my finale antwoord. OK, so dit was die eerste wet gewees, wanneer ons maal. Die tweede wet waarna ons gaan kyk, is wanneer ons met mekaar deel. So, wanneer ons deel, wat ons gaan doen met ons koëffisiënte, ons koëffisiënte gaan ons altyd gaan deel, maar ons eksponente moet ons van mekaar af gaan minus. OK? Jy moet ook in ag neem, jy moet altyd werk met waar dit groter is. OK, en ek sal dit nou vir julle verduidelik. So, kom ons gaan kyk na 'n baie eenvoudige een. As ek vir julle sê 2 tot die mag 8 gedeel deur 2 tot die mag 3. Kyk, hierdie 2's is nie koëffisiënte nie, hulle is grondgetalle wat beteken ek kan hulle nie met mekaar gaan deel nie. Ek los hulle soos wat hulle is en ek gaan minus my getalle van mekaar af. So ek weet my eindgetal gaan 2 tot die mag iets wees. Nou moet ek gaan kyk, wat is groter, 8 of 3? Obviously is 8 groter, wat beteken my finale antwoord moet bo geskryf word. So dan word dit 2 tot die mag 5, want 8 minus 3 is 5. As ons gaan kyk na hierdie vraag hierso, ons het 'n 6 en 'n 3, hulle het nie enige eksponente nie, wat beteken, hulle is nie koëffisiënte nie, hulle is my koëffisiënte, so ek kan hulle met mekaar gaan deel. Okay, so ek gaan net my lyntjie gaan trek, net sodat ek seker maak, ek het, as daar enige getalle is wat groter is onder, dat ek dit daar kan aandui. Maar ek kan sien dat 6 groter is as 3. So ek kan die 3 en die 6 gaan indeel om 2 te kry. En hy gaan bo kom, want die 6 is groter bo. As ek gaan kyk na my P is groter bo, en 3 minus 2 is 1. So ek kan die 1 daar skryf, of ek kan dit uitlos, dis up to you. Dan as ons gaan kyk na my kies, daar is veronderstel om 'n enetjie daar te wees. So as ek hulle vir mekaar af gaan minus, word dit ook 1, want hy is ook groter bo, en dan gaan my R 3 wees, want 5 minus 2 is 3. OK, so dit is my finale antwoord. Maar kom ons sê, ek het x tot die mag 4 op x tot die mag 6. Hy is obviously groter onder, so dit beteken my finale antwoord moet onder geskryf word, en dan moet ek net bo gaan 1 gaan insit, om te wys dat dit eintlik 'n breek is. OK, nog 'n voorbeeld van so ietsie is, as ek gaan kyk na my x is groter onder, so ek gaan teken solank my x in, want ek weet my finale antwoord gaan dan onderkom, so dan kan ek die eksponente met mekaar gaan minus, so 5 minus 2 is 3, en my y is groter bo, so ek kan dit daar bo gaan skryf, 7 minus 3 is 4, dis my finale antwoord. Party kinders sê vir my, hoekom kan ons dit net nie met mekaar minus, dan kry ons die volgende antwoord nie. Tegnies is dit reg, maar ons werk nie met negatiewe eksponente nie. As jy ooit 'n negatiewe eksponent kry, beteken dit moet onder op die breek kom, en as dit onder op die breek was, moet dit boontoe kom. OK, so hierdie kan dan oorgeskryf word, omdat dit 'n negatief is, beteken dit hy is op die verkeerde plek, so hy kan dan onder toe kom, en my y kan bo bly. In hierdie geval kan ek my 6 en my 3 met mekaar gaan deel, maar 6 is groter, so my 2 moet onderkom. My P is 3 minus 2 gee net vir my P bo, my Q gaan bo wees, 2 minus 1 is net 1, en my R3 moet bo kom, want 5 minus 2 is 3. OK, dan ons volgende wet nommer 3.
law 3 is ons noem dit die nul eksponent. So die nul eksponent beteken enigiets tot die mag van 0 is altyd gelyk aan 1. So as ek die volgende vir julle gee, beteken dit 5 tot die mag 0 is 1 en hierdie is mos obviously 'n maalsom. En P tot die mag 0 is 1 en Q tot die mag 0 is 1, wat beteken my finale antwoord is 1. In hierdie geval gaan ek my 2 in my 10 in gaan deel om vir my 5 te gee. En dan kan jy die eksponente vir mekaar afgeminus om elke keer 0 te kry, of jy kan die volgende doen. Daai twee kanselleer mekaar uit, daai twee kanselleer mekaar uit, en daai twee kanselleer mekaar uit. Wat beteken my finale antwoord is net 5. Dan ons wetnommer, ons kies 'n ander kleur. Ons wetnommer 4 het te doen met 'n eksponent tot die mag. So ons koëffisiënte moet altyd tot die mag gestel word. Maar my eksponente moet maal. En dan nog 'n ding om te onthou wat belangrik is dat as ek 'n minus binne 'n hakie het en dit is 'n ewige getal, dan word hy positief, want 'n minus maal 'n minus is 'n plus. En as ek 'n onewige getal het, dan gaan my finale antwoord, of my antwoord vir hierdie gedeelte, gaan dan negatief wees. Ok, so kom ons gaan kyk na die volgende voorbeeld. Ek moet my eksponente met mekaar gaan maal, wat beteken my finale antwoord is x tot die mag 6. Nog iets wat baie belangrik is met hierdie afdeling is BEDMAS. Ek leer dit vir my Engelse kinders, maar dit maak ook sin vir die Afrikaanse kids. So B staan vir brackets, E is vir eksponente, D is vir deel, M is vir maal, A is vir addition, so plus, en S is vir subtract, minus. Wat dit beteken is, enige tyd wat ek hakies het, kom my hakies eerste. Ek moet altyd binne my hakies eers vereenvoudig. En dan moet ek eksponente doen. Eers later kom maal. So, hoekom dit belangrik sou wees, is met 'n voorbeeld soos die volgende. In hierdie geval het jy een van twee opsies. Jou eerste opsie is om daai twee eerste in te bring en dan te vereenvoudig. So hoe jou antwoord sou lyk in hierdie geval, is jy sou sê 2 maal met 9x², want hierdie is 'n koëffisiënt, so ek moet dit tot die mag 2 stel, en dan moet, daar's mos 'n denkbeeldige 1, so daai 1 met die 2 maal, dan kry ek my finale antwoord as 18x². Die ander opsie, wat 'n mens sou dink is 'n opsie, is om die 2 eers in te maal en dan dit te kry as 6x tot die mag 2, wat dan vir jou 36x² gee. Dit is verkeerd. En die rede hoekom dit verkeerd is omdat eksponente belangriker is as maal. So jy kan nie daai 2 inmaal totdat jy ontslaag geraak het van die eksponent nie. Ok, so maak seker julle onthou altyd julle BEDMAS en dat julle dit in die regte volgorde doen, sodat julle nie de mekaar word nie.
In hierdie geval, omdat dit binne hakies is, gaan ek kyk of ek eers kan vereenvoudig. Ek kan nie A en B met vereenvoudig nie, hulle is nie dieselfde veranderlike nie. So dit beteken hierdie 3 moet net met elkeen van die eksponente inmaal. So dit gee vir my A tot die mag 15, B tot die mag en dit is my finale antwoord. As my som so gelyk het, wat ek in hierdie geval moet doen is, my hakies kom eerste, so ek moet eers binne in my hakie vereenvoudig en ek kan, so die 4 deel in die 16 in 4 keer, die x kan ek met mekaar gaan minus om x tot die mag 3 te kry, en my y's kan ek met mekaar gaan minus om net uit te kry. Dan kan ek die hele ding tot die mag 2 gaan stel. Hierdie 4 is 'n koëffisiënt, so ek gaan sê 4 maal 4, want dit is wat dit beteken as dit tot die mag is. 4 maal 4 is 16, en dan kan ek daai 2 gaan inmaal met elkeen van die eksponente. Met hierdie ene kan ek nie my minus gaan inmaal nie. Ek mag dit nie doen nie, want daar is 'n eksponent wat ek eers na moet kyk. So wat ek gaan doen, is ek gaan eers my eksponent in ag neem. So onthou ek het julle geleer, as dit 'n onewe getal is, gaan my finale antwoord vir hierdie hakie minus wees. Dan kan ek die 3 gaan inmaal. So dan kry ek x tot die mag 12, y tot die mag 21, en dan kan ek sê 'n minus maal 'n minus is 'n plus, so my finale antwoord lyk so.